graad 11. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle en dat julle byhou met al die werk en dat julle op datum is, so as die skool nou weer begin vir julle, dat julle nie sal agter wees nie en dat julle boeke baie mooi op datum is en ek hoop nie julle maak julle ouers te mal nie. Dan gaan ons nou vandag aangaan met die Kalahari woestyn. Ek glo en hoop dat hierdie die laaste online klas is vir julle. Laat hulle nie weer gaan sê die skole moet toemaak of so aan nie, maar sover is daar geen gevalle by ons skool nie en ons het al die nodige maatreëls in plek vir julle, so julle kan darm weet julle sal skool toe kom in 'n veilige omgewing en dat julle bietjie weer julle vriende en vriendinne kan sien en bietjie julle ouers ook 'n ruskans gee by die huis, want ek dink van julle maak hulle dalk bietjie mal, maar dis ja. Okay. So kom ons kyk nou vandag na die Kalahari woestyn. Hier is nou maar net 'n prent vir jou hoe die Kalahari woestyn lyk en dan natuurlik het ek vir jou 'n video oor die Kalahari woestyn. Laat ons dit net hier oopmaak vir julle. Wat sê? Okay. Daar sy. So, julle kan sien, dit is ook baie mooi in die Kalahari woestyn. Nou, weer eens, Namibië,
Askiesie, Namibië is regtig een van die baie mooi lande wat deel maak van die SAOG lande. En soos julle kan sien, dis regtig 'n baie mooi prentjie om na te kyk as 'n mens in die algeheel na Namibië kyk en al sy ikone. Dan as ons nou gaan kyk, hoekom is dit 'n attraksie? Die Kalahari is nie 'n ware woestyn nie, omdat dit meer reën kry as 'n ware woestyn en heelwat struike en gras op die oppervlak het. Dit word as 'n semi-woestyn geklassifiseer, langste strook semi-woestyn in die wêreld en dan die laaste tuiste van die San Boesmans. Nou hier is 'n prent van die San Boesmans. Jy het hierdie mense ook gesien in die video. Dan as ons gaan kyk na die aktiwiteite wat jy hier kan gaan doen, daar is geen formele parke of reservate omrede die meeste van die grond aan privaat eienaars behoort. Gaan kyk na die rotstekeninge van die San Boesmans. So met die vorige lande wat ons gedoen het, was daar ook plekke wat hierdie rotstekeninge voorkom en dan kan jy natuurlik nou by die Kalahari woestyn ook hierdie rotstekeninge gaan aanskou. Dan die akkommodasie, baie gasteplase in die omgewing en dan hier is dan maar net vir jou voorbeelde van hoe van hierdie plekke lyk waar jy kan gaan bly by die Kalahari woestyn. Dan gaan ons nou oor na die Skedelkus toe. En ek het vir julle natuurlik 'n video oor die Skedelkus ook. Just net laat hy load. Skeleton Coast is named after debris and bones that have been washed along the sea over the last, few hundred years. The tides and the current seem a bit scary because of how the wave breaks and the tide moves in. Having that nothingness adding to it gives a bit of a solitude feeling, to be honest, on the inside. Take a look at the amount of seals you find on this coast. In a seal colony like this one over here, a population can easily be around 15 to 20,000 seals. It's a very different sound to being coming from the desert where there's nothing. If someone had to come here as a first-time traveler, I think what's contrasting is the remoteness and the vastness of the desert and how quickly you realize that it's not so empty as everybody thinks it is. Alright, so dis nou maar net 'n video oor die Skedelkus. Dan as ons gaan kyk, hoekom is dit 'n attraksie? Volgens die San Boesmans is dit die land wat God in woede gemaak het en dan die antieke Portugese matrose het dit geken as hekke van die hel. Nou dit het jy in die video gesien. So basies alhoekom hulle dit sê is as gevolg van al hierdie geraamtes wat op die kuslyn lê. Nou hierdie geraamtes is walvisse wat gewoonlik baie lank terug was dit kon jy soos walvis of walvisse gaan jag het
En dan beland hulle nou op hierdie kuslyn en dan bly hulle geraamte natuurlik daar agter. Dit was ook as gevolg van al die skeepwrakke wat daar voorkom. So dis hoekom hulle sê dit is die land wat God in woede gemaak het of hekke van die hel. Baie droog en onherbergsaam. Baie min plant of dierlewe en dit reën selde. Dit word die skedelkus genoem weens die aantal walvis en robgeraamtes wat in die dae toe walvisjag in die waters wettig was, op die kus rondgelê het. Wrakke van meer as 100 skepe en dan geraamte van matrose wat beskawing besoek het. So as hierdie wrak of 'n skep nou basies gesink het, dan moes hierdie matrose gegaan het om beskawing te gaan besoek, of te gaan soek, sal ek sê, askies. En baie van hulle maak dit nie as gevolg van hierdie omstandighede wat daar voorkom dat dit so warm is en dit reën nie baie nie en daar's nie baie plant of dierlewe nie, so dan maak die matrose dit nie. En dan daar is nou maar net 'n voorbeeld van hoe die hek lyk as jy by skedelkus ingaan. Dan as ons gaan kyk na die aktiwiteite, avontuurs kom hierheen om die onherbergsame en genadeloose terrein te ervaar. Die mis stel die min diere en plante in staat om te oorleef. Nou dit is as gevolg van die kondensasie wat plaasvind, so dan kry die diere en plante ten minste bietjie water. Dan visvang langs die kus, en dan hier is nou maar net voorbeelde van die wrakke wat nou daar lê. Daar is groot kolonie robbe by Kaap Kruis. Dit is ongelukkig die stinkste plek wat 'n mens kry, maar dis nou mos as gevolg van maar al die robbe en dit wat op een plek is. En dan groter kolonie by Kaap Vria, net deur lugvervoer bereikbaar. Dit het jy ook aanskou in die video wat ek vir julle gewys het. In die binneland, by die Brandberg Nasionale Reservaat, is daar 'n rotswand waar jy na die tekening van die beroemde wit vrou kan gaan kyk. Net avontuurtoerist sal hierheen kom. En dan hierdie is nou die sogenaamde wit vrou wat mense na gaan kyk. Jy kan daguitstappies doen wat by Henties Baai of Springbok Wasser plaasvind. So hierdie is maar net 'n voorbeeld van wat jy dan alles op jou daguitstappies sal sien, waar jy kan gaan en dan natuurlik nou weer eens nog skeepwrakke wat daar is. Dan die akkommodasie. Daar is 'n kampeerplek by Torra Baai. Hierso is hoe die kampeerplek nou lyk. Daar is akkommodasie by die Tereka Baai. Hierdie lyk nogals baie mooi. Hulle het basies dit laat lyk asof jy in 'n skep bly en dan binne is dit nogals baie mooi uiteengesit. Hierdie een het sommer 'n hele stoepie. So ek dink dit kan nogals lekker wees om in so 'n plekkie te gaan bly. Al is dit net vir 'n nag of 2 dae wat jy daar is. Dan gastehuise en 2 groot ruskampe by Henties Baai. En dit is hoe dit lyk. Dan is daar gastehuise in binneland toe by Damaraland. En dit is hoe dit daar lyk. Dit is aansienlik heelwat luukser as die voriges wat jy gesien het. En jy kan weer eens sien, dit het 'n baie mooi uitsig oor die natuur en hierso is dit nou weer waar dit nou bietjie meer groenerig is. So jy is bietjie meer binneland toe in, weg van Skedelkus af waar dit baie meer droog is. En dan hier, kyk hoe mooi lyk dit hierso so tussen die rotse wat jy dan gaan bly.
Dan die volgende land waarna ons kyk is Malawi. Nou hier is Malawi geleë, soos jy kan sien, daar Zambië, Tanzanië, Mosambiek en dan hierso is Malawi. Hier is 'n voorbeeld van hulle vlag en dan is dit maar net hoe die plek lyk. Dan as ons gaan kyk, Malawi se hoofstad is Lilongwe en dit is hoe die hoofstad lyk, min of meer. Dan die taal wat hulle daar praat is Engels en Shishiwa en die geldeenheid is Malawian Kwacha, ekskuus. En dan hier is 'n voorbeeld van hoe hulle geldeenheid lyk. Dan het ek natuurlik vir jou 'n video laat jy kan sien hoe Malawi lyk. Okay, laat ons net hierso skiep, ekskuus daaroor. This week, I am in the landlocked African country of Malawi. We've come here to Huntington Tea Lodge. All that tea you're drinking at home, a lot of it might come from this. Safari in Lwande National Park. Let's go. Now in the small town of Mangochi. Trampoline for years. I'm about to take a little ferry to Mambo Island. Water is crystal clear, it's not salty, there's no crocodiles, there's nothing venomous, there's nothing that can kill you. This is in the middle of Africa, remember. There's awesome snorkeling, awesome diving,
There's no electricity on the island. Everything is powered by solar lamps, compost toilets. It's completely back to nature. And I love it. Cat, it's a wrap. Daar sy. Okay. So julle kan sien Malawi is ook 'n baie mooi plek en dit wat julle gesien het, die water is Malawi meer. So dis hoekom daar nie wat hy gesê het, daar's nie haie of iets in dit nie of ook nie krokodille in dit nie, want dit is letterlik 'n meer wat in die middel van of nou nie in die middel van Malawi is nie, maar aan die kant van Malawi. As ons teruggaan na die hierso, kan jy sien hierso loop die Malawi meer. So dit is nou waar hulle dan basies geswem het. So die volgende les sien ek julle hopelik face to face en dan sal ons aangaan met al die ander lande en ook die video's kyk en ek sal aanhou om dieselfde goed te doen met julle, dat julle ook bietjie kan sien hoe elke plek lyk, want ek moet eerlikwaar sê, ek het baie geleer uit van hierdie video's uit. Ek het nie gedink van die plekke lyk so mooi nie en ek wil regtig baie meer Afrika nou gaan sien as wat ek eerder oor see toe gaan. Dan hoop ek julle het 'n baie lekker dag verder en dat dit nog goed sal gaan met julle en dat julle ouers nie te mal sal maak hier op die laaste stretch nie en dat julle ten minste uitsien na die skool. Dan moet julle 'n lekker dag verder hê.